Goeiemôre. 'n Nuwe dag is God se sagte herinnering dat jy nog 'n kans kry. Elke oggend is soos 'n bladsy wat God self omblaai. Nie omdat gister perfek was nie, maar omdat hy jou weer vandag vertrou. 'n Nuwe dag beteken genade het nie opgehou nie. Ja, God stort sy guns elke dag, onverdienstelik op een en elk van ons uit. Daarvoor behoort u en ek om te loof en te prys vir sy goedheid en vir sy guns wat hy dan aan ons bewys. Ek wil graag saam met jou lees uit die woord van die Here, een enkele teksvers, en wel Johannes 21 vers 1 wat vir ons die volgende sê. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Ek wil u aandag vestig op hierdie woordjie weer. Jesus het weer verskyn, en ek wil dan graag my boodskap titel, die Jesus wat weer verskyn. Die woord dra 'n sagte, maar kragtige waarheid. Jesus kom terug na mense wat hom al tevore misverstaan, verraai, verloon en selfs van hom al weggevlug het. 'n Jesus wat terugkom na die mens met sy behoefte. Hy verskyn weer nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat hy vasbeslote is om hulle te herstel. Dit wys 'n Messias wat nie moeg word vir mense nie. Hy soek hulle op, selfs wanneer hulle teruggeval het in hulle ou patrone. By hierdie geleentheid het die disippels besluit om weer te gaan visvang, om terug te keer na hulle ou bekende weë. Ek wil jou aandag daarop vestig, dat Petrus se besluit om weer te gaan visvang, ander se lewe ook beïnvloed het. Ja, vriend, jou besluite raak mense se lewens, ten goeie of ten kwade. Die voorbeeld wat jy stel is 'n getuigskrif aan ander wat hulle sorgvuldig lees en heel moontlik navolg. Die besluit wat Petrus en van sy ander disippels geneem het om weer te gaan visvang, om terug te keer na hulle vroeë lewenswandel, het hul visnette leeggelaat. Jesus rig 'n waarskuwing. Lukas 9:62. En Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. U en ek moet klaar kry met die verlede, met die mislukkings, met die hartseer, met die stikkenheid. Aan gister kan ek en jy niks doen nie, dis water onderdeur die brug. Daarom sê die woord van die Here ook vir ons, dat ons moet ons oë gefestig hou op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Paulus gaan verder aan sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Petrus kyk terug, en die oomblik toe hy terugkyk, bring dit vir hom geestelike verlamming. Insiggewend is dit dat hierdie visvang gedurende die nag plaasvind, en hierdie nag lewer niks op nie. Ek wil dit aan jou stel vanmôre dat wanneer u en ek terugkeer
na vorige gewoontes wat God nie behaag nie, 'n lewenspad wat God nie behaag nie, dan word dit geestelik rondom ons donker en ons geestelike nette bly leeg, dit lewer niks op nie. Dit vat jou terug na moedverlose vlakte, na vrees, na bekommernis. En nou verskyn die opgestane Jesus weer aan hulle. Hulle nette is leeg, hulle hande is leeg, hulle is moeg, hulle harte is leeg. Ja, Jesus betree hier die normale roetine van 'n lewe. Miskien het jy nodig in hierdie dag dat die Here weer in jou lewe sy verskyning sal maak. Dalk in die van jou familie, in jou werksomstandighede. Ek stel dit aan jou dat ons het die Here elke dag nodig. Hoekom verskyn hy? Hy verskyn weer omdat hulle geloof nog so broos is. Ons moet onthou, hierdie gebeurtenis van hulle visvang volg kort nadat hy opgestaan het. Hulle is nog verward. Hulle roeping is vir hulle onduidelik. Hulle harte is seer. En Petrus het nog nie herstel nadat hy Jesus verloon het nie. Hy weet, Jesus weet, hulle het hom nodig. Ek sê vir jou meneer, mevrou, Jesus weet dat jy hom nodig het. Hy het nie van jou vergeet nie, jy is nie onsigbaar vir hom nie. Daar is iets besonders in die woord weer. Hy het weer verskyn. Dit impliseer, dit is nie die eerste keer nie. En dit sal ook nie die laaste keer wees dat Jesus sy opwagting maak nie. Dit beteken, Jesus gee om vir sy mense. Hy gee nie op nie. Die disippels het geval, hulle het gevlug, Petrus het homself verloon, en tog, Jesus maak weer sy verskyning. Ag, hoeveel keer in jou lewe en in my lewe het ons hom teleurgestel, maar Jesus kom weer, hy steek weer sy hand na jou en my uit. Sy liefde is weer daar vir jou en vir my, sy genade is weer daar. Hierdie woordjie weer wys dat Jesus mense ontmoet waar hulle hulself bevind. In sy gewing. Hy verskyn nie hier in die tempel nie. Nie in 'n sinagoge nie, nie by 'n gebedsbyeenkoms nie. Nee, hy verskyn daar op die strand. Daar waar hulle besig is om vis te vang, op 'n plek waar hulle werk. Hy verskyn daar by hulle mislukkings, by hulle frustrasie, in hulle gewone werksomstandighede. Jesus verskyn weer, omdat hy nie wag dat mense hom moet vind nie. Hy vind hulle. Die wonder is vir my daarin opgesluit, dat Jesus kom weer, ten spyte van ons mislukkings, ten spyte van ons wanhoop, ten spyte van ons twyfel. Ja, ons kan vir mekaar sê, die disippels bevind hulself nie hier op 'n goeie plek nie. Waar bevind jy jouself in hierdie oomblik? Is jy dalk moedeloos? Is jy dalk bekommerd? Die disippels is hier verward, teleurgestel. Die nag het niks opgelewer nie. Die nette is leeg, hulle is sonder rigting. Ons het reeds vermeld, hulle het teruggegaan om te gaan visvang. Terug na wat hulle ken. Maar Jesus sê nie vir hulle, weet julle voordat julle nie eers regkom, sal ek vir julle voorsien nie. Tensy julle nie eers regkom, sal ek vir julle God wees nie.
Hy sê nie vir hulle al hierdie dinge, dan sal ek weer my verskyning maak nie. Nee, hy verskyn. Hy is daar vir hulle ten spyte van. Weer wys dat Jesus se verskyning doelgerig is. Elke keer as hy verskyn, doen hy iets spesifiek. Hy bring vrede. Hy bring geloof, hy bring 'n opdrag, hy bring herstel. Hy bring openbaring. Hy bring roeping. In Johannes 21 verskyn hy weer om Petrus se hart te genees en die disippels se roeping te bevestig. Ek stel dit aan jou. Jesus se liefde is nie gebaseer op jou prestasie nie. Dis nie gebaseer op jou werke nie. Sy teenwoordigheid is nie afhanklik van hoe perfek of volmaak jy is nie. Selfs na jou grootste val, na jou grootste mislukking, kom hy weer. Kom hy weer om jou op te tel, om jou vas te hou, om jou te verseker dat hy God is, dat hy in beheer is en dat hy vir jou wil voorsien en vir jou wil onderneem. Ja, weer is die taal van genade. Die evangelie is vol weer. God praat weer. God vergewe weer. God roep weer. Hy verskyn weer. Hy herstel weer. Dis 'n God van liefde, van genade. Interessant by hierdie geleentheid is die feit dat die disippels het hom nie dadelik herken nie. Hoeveel keer herken jy wanneer God in jou lewe werksaam is? Hoeveel keer sien jy sy hand in beweging sonder om te erken dat dit hy is wat jou beskerm, dat dit hy is wat weer vir jou kalmte en vrede gee? Sien, hy is daar, maar hulle sien dit nie raak nie. Veel keer gebeur dit in ons lewens. God praat, maar ons hoor dit nie. Hy is naby, maar ons voel dit nie. Tog, hy is daar. Hy verskyn weer. Miskien voel jy vandag, jy is 'n mislukking. Miskien voel jy het al te veel foute gemaak in jou lewe. Jy is nie meer bruikbaar nie. Jy voel jou net is leeg. Johannes 21 sê, hy het weer verskyn. Daarom, vriend, vriendin, jou storie is nie klaar nie. Jou mislukking is nie finaal nie. Dis nie die einde van die pad nie. Jou verhouding met God is nie verby nie. Jesus kom weer. Hy kom jou swakheid tegemoet. Hy is daar om jou op te tel en jou deur te dra. Vandag staan Jesus dalk op die strand van jou lewe. En hy roep jou nie om jou te veroordeel nie, maar met genade. Hy roep jou om saam met hom ontbyt te kom geniet, om 'n maaltyd te kom geniet. Hy roep jou om jou te herstel. Ter afsluiting. Weet jy, daar sal 'n dag aanbreek dat Jesus weer die wolke gaan kom om weer sy kinders te kom haal, sodat hulle kan wees waar hy is. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, sê die Here Jesus. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê.
En dan sê hy vir ons, hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ja, Jesus kom weer vir sy kinders. Hy het ons nie hier agter gelos sonder hoop, sonder 'n verwagting nie. Hy kom weer om ons te neem, sodat ons kan wees waar hy is. Maar terwyl ons hier op aarde is, wil ek vir jou sê, Jesus verskyn telke male weer om jou en my by te staan, ons deur te dra, want hy is die goeie herder. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus Christus, dankie dat U telke male weer verskyn, om ons te kom optel, om ons by te staan, om ons weer vrede te gee, 'n rustigheid, 'n wete dat U in beheer is, want U is die koning van alle konings, die Here van die leerskare, en U beloof, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Here, ek weet nie wie almal na hierdie boodskap luister nie, maar diegene wat luister, sal U weer vir hulle optel. Sal U weer vir hulle daardie sekerheid gee, hulle is veilig in U hande. U sal voorsien, U sal aanraak na die groote liefde van U genade. Dankie Here, dat U nog altyd daar was vir ons, dat U steeds daar is vir ons, en altyd daar sal wees vir ons, as U kinders. Ons bring dan aan U al die lof, al die eer en al die dank van ons harte. Dit bid ek in Jesus lieflike naam. Amen. Onthou, God het die blaadjie omgeslaan vandag. Dit is 'n nuwe dag. 'n Nuwe dag met nuwe geleenthede wat die Here vir jou en vir my bied. 'n Nuwe dag is God se sagte herinnering dat jy nog 'n kans kry. Nog 'n dag kan maklik verbygaan, maar 'n nuwe dag moet jy raak sien. Die verskil is nie in die son wat opkom nie, maar in die hart wat dit ontvang. Vir sommige is hierdie dag maar net nog 24 uur. Vir ander is dit 'n uitnodiging om weer te begin, weer te glo, weer te probeer, weer op te staan met die wete, Jesus is daar vir my. Is hier op die strand van jou lewe, in hierdie dag, om jou te roep, en ook vir jou dalk te sê, werp jou net aan die ander kant, op grond van my woord, sodat jou net vol kan word van my vrede, van my blydskap, van my voorsiening. Vrede vir jou, jy moet mooi loop, en onthou, die Here het jou onvoorwaardelik lief. Mooi loop.